Goeiedag almal. Ons is by dag 2 van ons week van gebed. So vandag gaan ons, wanneer ons in gebed gaan, in 'n tweede fase in van gebed. Gister het ons spesifiek nagedink oor wat kan ons kerk wees? Ons het 'n visie begin vorm oor wat ons kan wees. Vandag gaan ons in gebed gaan en na elke bediening kyk en nadink oor ons verbintenis. Wat is dit wat ons glo? En hoe help dit ons om te bid vir elkeen van ons bedieninge? Wat glo ons van God? Wie is hierdie God waarin ons glo? Wat glo ons oor hierdie God en God se bediening aan ons in hierdie wêreld? Ons gaan vandag ook een van ons belydenisse nader trek. Nou hierdie jaar is die belydenis van Nisea 1700 jaar oud. En ek het dit goed gedink dat ons ook dit wat ons bely ons glo as 'n bron intrek in ons gebed vandag. So, ons bedieninge waarvoor ons bid, ons woordbediening, jeugbediening, gesinsbediening, ons bejaardebediening, ons barmhartigheidsbediening, ons omgewingsbediening en ons rentmeesterskap. Elkeen daarvan is deel van hoe ons, dit wat ons glo van hierdie God, dit wat ons glo oor die wêreld omdat God ons God is, oor onsself omdat God ons God is. Hoe help dit ons om te bid en na te dink ook oor ons bediening in hierdie gemeenskap? Ons sou aan om 'n nuwe lied te sing, 'n lied tot eer van God. Maak 'n pad vir hom wat op die wolke ry, en jubel voor hom wie se naam Here is. Koninkryke van die aarde hef 'n lied aan tot eer van God, sing tot eer van die Here. Ek glo in God die Vader. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van die saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pilatus gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met die heerlikheid om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan 'n heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons glo. Jy kan weer vandag Handelinge 1 vers 1 tot 11 lees. So as jy nou eers die video wil pause en die gedeelte wil lees, is jy baie welkom om dit te doen. Met die hemelvaart van Jesus bevestig hy een laaste keer sy goddelikheid. Dat daar geen twyfel sal wees onder die disippels wat sien hoe hy
opgeneem word na die hemel nie. Jesus laat nie sy volgelinge hulpeloos agter nie, maar hy deel een finale opdrag. Sy uitnodiging aan die disippels om getuies te wees, gaan gepaard met die belofte om die Heilige Gees te stuur wat hulle sal bystaan. Julle sal krag ontvang wanneer julle die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, sê die Here. Dit is deur die Heilige Gees dat hulle krag ontvang om hulle taak uit te voer. Die Here help steeds vandag gelowiges om getuies te wees, nie uit ons eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Wat glo jy oor God? Wie is hierdie God wat Jesus Christus gestuur het om nie net gebore te word, te sterf en op te staan uit die dood uit nie, maar wat opgevaar het na die hemel en aan sy regterhand sit om oor ons te regeer. Die God wat sy Gees oor ons uitstort, sodat ons die lewe kan hê. Aan hierdie God is ons verbind, en ons verbintenis aan God skenk aan ons 'n lewe van afhanklikheid. Dit gee vir ons vastigheid, sodat ons nie 'n vae idee sal hê oor wie hierdie God is nie, maar dat ons seker sal weet en sal glo wie ons God is. Lees weer die belydenis van Nisea en onthou hoe verwoord ons hierdie geloof wat ons het. Lees weer Handelinge en besef dat ons lewe in die tyd tussen die wolke wat Jesus opgevaar het na die hemel, waar hy regeer oor ons lewens. En ons glo in Jesus Christus wat weer sal kom. Daarom, wanneer jy vandag bid vir ons onderskeie bedieninge, weet wie die God is waarin jy glo wat hierdie bediening tot stand gebring het in die geloofsgemeenskap. Weet dat elkeen van hierdie bedieninge en die mense wat deel vorm van hierdie bedieninge kinders van God is, wat geroep is om deel te hê aan die gemeenskap van gelowiges. Bid vandag vanuit hierdie verbintenis dat God, die Vader wat die Vader is van Abraham, Isak en Jakob, ook jou Vader is. En dat jy sy kind is. Ons glo. Amen.